Here, ons luister so na die woorde van hierdie lied, lewe in oorvloed gee U. Ja, Here, U is goed. Here, U is so groot. Here, wat 'n voorreg is dit nie om U naam te kan groot maak nie, Here. Here, om U ere te besing nie. En Here, ook so met hierdie reeks wat voor lê, Vader, mag dit vir U goed en aanneemlik wees. Here, maak ons harte ook oop en ontvanklik. Here, laat dit goeie grond wees vir die saad om te groei. Ons vra dit en ons bid dit in afhanklikheid tot U, Here. Amen. Nou, ek wil graag begin voordat ons dan nou bietjie uitbrei oor waaroor gaan hierdie reeks wat ons gaan aanpak. Wil ek as 'n leidraad saam met julle lees uit Eksodus 19. Eksodus 19, ons gaan na so 'n paar tekste kyk vanaand. Terwyl julle oopmaak, ek wil gou by julle hoor, die van julle wat slimfone het en op ons gemeente WhatsApp groep is, ons het sommer 'n klare plannetjie gemaak. So van môre aand af sal julle sien die liedere wat ons gaan sing, gaan ons sommer die woorde op daai groepe stuur en julle kan sommer van die selfoon af sing tot ons dan nou 'n plan gemaak het met ons projektor en hom weer aan die gang gekry het. Eksodus 19. Ek lees vanaf vers 1. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinai-woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai-woestyn reg oor die berg. Moses het in die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en aan my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Toe het die Here vir Moses gesê: ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat, en dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Toe Moses alles wat die volk geantwoord het aan die Here gaan meedeel het die Here ook nog vir hom gesê: gaan terug na die volk toe. Laat hulle vandag en môre reinig en laat hulle klere was. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek, die Here, na Sinai berg toe afkom, voor die oë van die hele volk. Jy moet rondom die berg vir die volk 'n grens vasstel en vir hulle sê: julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan sy helling te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Julle mag so iemand nie met die hand aanraak nie. Hy moet beslis met klippe doodgegooi of met 'n pyl doodgeskiet word. Dit maak nie saak of dit 'n mens of 'n dier is nie. Hy mag nie bly lewe nie. Eers wanneer die ramshoring blaas, mag hulle die berg uitklim. Moses is toe die berg af na die volk toe. Hy het hulle beveel om hulle te reinig en hulle klere te was en vir hulle gesê: wees oormôre gereed en moet intussen nie naby 'n vrou kom nie. Met dagbreek die 3de dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook sterk helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk het in die kamp gebewe. Toe Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn,
en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinaiberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslag geantwoord. Toe die Here na die top van Sinaiberg toe afgekom het, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Moses het daarheen opgeklim en die Here het vir hom gesê, gaan af, waarsku die volk, dat hulle nie deurbreek na my, die Here, toe, om na my te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priesters wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, of anders sal ek hulle laat sterf. Moses het die Here geantwoord, die volk kan nie Sinaiberg bestyg nie, want U self het ons gewaarsku om 'n grens rondom die berg vas te stel en daarvan af weg te bly. Toe het die Here vir hom gesê, gaan nou af en kom dan saam met Aaron terug. Die priesters en die volk mag nie deurbreek en opklim na my, die Here, toe nie, want dan sal ek hulle laat sterf. Moses is toe af na die volk toe om alles vir hulle te gaan sê. En nou lees ek vir julle nog 'n kort stukkie, Eksodus 20, net die volgende hoofstuk, vers 18 tot 21. En dit is nadat die volk die 10 gebooie ontvang het. Eksodus 20, vers 18 tot 21. Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê, julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Hy wil hê, julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was. Nou ons tema gedurende hierdie tyd is om God te vrees. En die boek wat ons gebruik is hierdie boek van John Bevere, The Awe of God. En ons reis bietjie saam deur en ek gebruik spesifiek die woord reis, want wanneer ons praat oor die vrees van God, dan is dit nie sommer net iets wat ons gou vinnig 'n koffietjie oor drink en is verby nie. Vir myself in voorbereiding is dit moeilike goed. Dit is moeilik om te verstaan en te begryp. Want dit vra dat jy iets neerlê. Iets neerlê van wie wil jy hê moet God vir jou wees en wie is God werklik? Iets neerlê van hoe kan ek God gebruik vir myself? En iets raak sien van God se hart, van sy wese. God wat homself aan ons, aan sy skepsels openbaar. Ons staan bietjie stil by die idee om bang te wees vir God teenoor om God te vrees. En ek dink dis die eerste plek waar ons net gou die handrem optrek om bang te wees vir God en om God te vrees. Dink vir 'n oomblik daaroor. Aan bang vir God en God te vrees. Die laaste gedeelte wat ons gelees het was tog interessant geweest. Hierdie volk wat gesê het nee, praat jy met ons Moses. Ons is bang vir God. En dan Moses wat God vrees, maar in hierdie donkerte ingaan na God toe. Snaaks, amper 'n misterie. Wat kan dit beteken? Wat is die verskil? Dis amper soos toe ons so rukkie gelede gepraat het oor liefde. Dat die woord van God werklik vir ons moet leer wat is ware liefde, werklike liefde.
En so is die hoop en bid ons en vra ons die Here om ons ook te leer in hierdie tyd, wat is werklike vrees vir God? Meer as net bang wees vir God. En nou kan ons dalk die vraag vra, maar hoekom is dit die ding waarby ons stil staan? Hoekom kan ons nie praat oor die goedheid van God nie? Of God se voorsienigheid? Hoe God ons seën nie? Hoekom hier? En John Bevere noem in sy boeke 'n interessante verhaal en dit help ons om iets daarvan te verstaan. Waar hy een keer kom by hierdie gemeente en hoe hulle so gevoer is met dit wat na die een kant toe van die weegskaal is. God is so goed en God is so sag en God gee om en God vergewe, dat dit vir hom uitermate moeilik was om met hulle te praat oor God wat regverdig oordeel. God wat koning is. God wat onaantastbaar is. God wat die skepper is. Dit is belangrik dat ons hieroor praat. Want sou jy 'n brief kry in die pos, 'n baie belangrike brief, sou dit nie laf gewees het om slegs die voorkant te lees en nie ook die agterkant nie. Is dit nie belangrik om ook meer in te neem as nie dit wat ons wil hê nie? En oop te wees vir hoe God homself openbaar, ook as die regverdige, ook as die regter, ook as die koning, die een wat ons vermaan, die een wat ons uitdaag, die een wat ons uitermate ongemaklik maak, die God wat gevrees moet word. Ek lees graag vir julle Spreuke 1 vers 7. Spreuke 1 vers 7 lees die volgende, jy hoef nie daar oop te maak nie. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net 'n dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. 2020 letterlike vertaling lees hom so. Ontzag vir die Here. En as ons nou 'n bietjie gaan kyk en gaan oplees, wat beteken ontzag? Vrees vir die Here. Vrees vir die Here is die begin van kennis. Wysheid en vermaaning, net sotte verag dit. En dis hoekom ons ook stil staan by hierdie kant van die brief van wie God is, van hoe God sy hart openbaar, dat ons die voller prentjie kan sien van die God wat ons dien. Nou is die interessante ding. Vanaand is baie inleidend, ons gaan nog lekker saam reis. Maar dikwels kry ons hierdie idee dat, maar hoekom fokus ons nou op vrees van God? Dis tog nou 'n Ou Testamentiese ding, die vrees van God. Nuwe Testament glad nie, ons raak nie daaraan nie. Familie, vrees van God, vrees vir God, wys juis na Jesus toe. Ons kan nie verstaan wat Jesus doen en die rol wat hy in ons lewe speel, as ons nie iets verstaan van die vrees van God nie. Want as ons die woorde hoor, regverdige regter, die koning wat regverdig moet oordeel, dan sien ek myself eerste in daai bankie. En dan kan ek nie anders as om na die kruis te kyk en te sê, Jesus, slegs deur U. Slegs deur U kan ek God ken nie. Vrees van God is ook die diepe bewustheid dat ek vir Jesus nodig het. Dat ek besef hoeveel daai kruis weeg. Vrees vir God kom sluit baie dinge oop. Maar wat belangrik is van hierdie vrees, is dit is nie koud en klinies nie. Vrees vir God loop hand in hand met 'n verhouding met God. Dis om hom te kan ken. En nou hier's die ironie. As ons nou 'n bietjie praat oor vrees aan die een kant en ons praat oor bang aan die ander kant. Wanneer is ons bang? Ons is bang gewoonlik wanneer ons nie iets ken nie. As jy in jou bed lê die aand en jy hoor daar's ietsie hier buite rond in jou tuin. En jou oë begin so staan, jy's bang. Jy's bang want jy weet nie. Jy's onseker.
Jy's bang as jy nie weet of jy hierdie maand gaan maak nie. Jy's bang as jy nie weet wat se brief jy in die pos gaan kry nie. Onsekerheid maak ons bang. Maar hier's 'n interessante ding. Dikwels hierdie bang gevoel, as ons blootstelling kry aan dit wat ons bang maak, dan dikwels gaan hierdie bang gevoel weg. Dink byvoorbeeld aan iemand wat verskriklik bang is vir perde. Baie bang vir perde, 'n fobie vir perde. So jy vat nou hierdie persoon in die hand, of hierdie kindjie, en dan gaan jy na die perdestalle toe, en dan kyk jy eers net na die perde. En 'n volgende keer, dan gaan jy nader, en kyk, die perde, kyk daarso, kyk hoe galop hulle. 'n Volgende keer gee jy vir die kleintjie 'n wortel of 'n appel, en voer dit vir die perd. 'n Volgende keer sit hierdie kleintjie sy hand op die perd se neus. En so gaan hierdie vrees wat ons eintlik bang noem. Ek gebruik nou opsetlik 2 verskillende terme hiervoor. Bang gevoel gaan weg, hoe meer ons blootstelling kry daarvoor. Dit raak 'n gewoonte. Goed, as ek weer so 'n brief kry, ek weet hoe ek dit gaan hanteer. As ek weer in hierdie situasie is, haal net lekker diep asem. Maar vrees vir die Here iets heeltemal anders. Dis eintlik ironies. Want soos ons groei in vrees vir die Here, so neem hierdie vrees vir die Here toe. Hoekom? Want vrees vir die Here word ontdek in 'n verhouding met hom. Wanneer hy openbaar wie hy is. En omdat God oneindig is, hou nie op nie. Hoe meer ons van hom leer, hoe meer ons sien wie hy is, hoe meer neem hierdie vrees toe. Nou, dit is moeilik om hierdie vrees te beskryf en dit kan onderskei van 'n bang gevoel. Maar John help vir ons in hierdie boek, deur om vir ons te leer dat wat hierdie vrees doen, is dit dryf ons nie weg nie. Dis nie 'n skrikmaak vrees en daar hol ons weg nie, dis 'n vrees wat ons nader trek. Dis daai vrees wat die gelowige nader aan die Vader trek. Dis Moses wat sê, maar hy gaan hierdie berg op. Dis 'n vrees, as ons hierdie vrees leer ken, wat maak dat ons nie meer bang is vir die wêreld nie. Nou vanaand wil ek nou baie graag vir julle so 'n videoetjie op die bord gewys het. Dit het nou nie goed uitgedraai nie. So ek gaan tot die beste van my vermoë vir julle vertel wat hier gebeur het. Nou ek sien hier is nou ooms en tannies en oupas en oumas en ek weet nie of julle al saam met julle kinders Lion King gekyk het nie. Nou Lion King is ook nou nie meer 'n onlangse fliek nie. Hy's nou al 'n hele paar jaar oud. Maar daar's 2 episodes wat ek uitgehaal het. En die eerste episode is nou klein Simba. Sy pa is mos nou Mufasa, die groot koning leeu. En hierdie Simba, hy was nou maar so 'n bietjie stout geweest en hy het nou afgedwaal en so vat hy nou sy vriendinnetjie Nala saam en hulle gaan stap nou in die gebied waar die hyenas is. Hulle weet hulle mag nie daar wees nie. En op 'n kol sien hierdie hyenas hulle en jaag hulle nou verskriklik rond en wil hulle net opvreet. En hulle is in 'n hoek vasgekeer. En nou Simbaatjie, hy's nog net so klein. Hy besluit nou maar hy gaan nou vir hierdie hyenas brul. En hy brul so hard soos wat hy kan, maar so, en hierdie hyenas lag hulle mors dood. Hulle sê, ag nee man, wat se gebrul is hierdie? Brul tog vir ons weer. Hulle spot hom. En die volgende oomblik toe hy nou weer diep asemhaal en hy brul toe hierdie groot brul. En hierdie hyenas skrik hulle boeglam. En daar staan Mufasa tussen daai hyenas. En hy jaag hulle uit mekaar uit. En terwyl ek na hierdie toneel kyk, ek so spyt ons kan dit nie wys nie. En jy dink daaroor in terme van, hoe moet ons vrees vir God verstaan? Besef ons dat in daai oomblik, in die teenwoordigheid van Mufasa, in teenwoordigheid van die lewende God, was Simba nie meer bang vir daai hyenas nie. Want hy daai hyenas so een na die ander sommer so weggeklap. Maar hy het sy pa gevrees. En hierdie vrees was nie vir een oomblik dat sy pa hom gaan seermaak nie. Maar hy het die krag van sy pa raak gesien.
Vrees is wanneer ons ontdek wie God ten diepste is. En die van julle wat nou die Veritas kursus deurloop, sommer so vinnige advertensie. Julle sal onthou, het ons mekaar gesê het, dat deurloop van die skrif sien ons God se progressiewe openbaring van wie hy is. En dit beteken deur die boeke van die Bybel praat God al harder en harder en harder om vir ons te wys wie hy is. Maar die hardste punt waar God praat, is sy seun aan die kruis. Wanneer ons aan die kruis kyk, beleef ons iets van die vrees van God. Wie hy is. Ek is stof, ek is 'n sondaar, maar hy het hom ontferm oor my en my kom red. Ek wil graag dan terugspring na die tweede toneel toe van hierdie Simba fliek. En dit is nadat hierdie verskriklike hyenas weggejaag is. Nou loop hierdie Mufasa leeu, massiewe leeu, loop nou daar in die skemer. En Simba en sy maatjie Nala loop nou so agterna. Hy weet nou hier's moeilikheid. En hierdie koning leeu sê vir sy dienaar, hierdie horingneusvoeltjie, Zazu. En hy sê vir Zazu, vat vir Nala terug, ek wil met my seun praat. En jy sien hoe daai klein leeuetjie se ore so aftrek. Maar een van die stukkies in daai toneel wat my so getref het, is terwyl hy tussen die gras na sy pa toe stap, want sy pa sit daar, hy wag vir hom om aan te kom, trap hy met sy klein pootjie in sy pa se voetspoor. En daai oomblik, wat hy skrik toe hy daarin trap, daar's so 'n gat in die grond, en hy sien hoe groot hierdie voetspoor is. Daai oomblik van ontdekking, wie hierdie God is. Weereens nie 'n gevoel van bang, my pa gaan my seermaak nie, maar 'n diep bewustheid van vrees. Hierdie leeu is bitter, bitter groot, bitter gevaarlik, maar hy's bitter goed. Familie, dikwels is ons net ontvanklik vir die deeltjies wat God aan ons openbaar, wat ons graag wil sien. Vir dit wat maklik is, dit wat eintlik vir ons so 'n bietjie streel. Ag, die Here is so goed vir my, die Here voorsien vir my, die Here seën vir my. Maar sien ons ook hierdie kant van God raak. Die Almagtige, die Skepper, wat vir ons kom wys wie hy is. As almagtige, onaantastbare, wat homself ontferm oor mens wat uit stof gemaak is. Sien ons God raak in wie hy werklik is. En wanneer ons in hierdie vrees inklim, en dit was wat ons nou gaan doen in hierdie volgende week, en gaan leer wat hierdie vrees is, wie hierdie God is, dan sien ons dat vrees vir God doen 'n baie interessante ding. Dit konfronteer. Soos daai klein Simbaatjie in sy pa se voetspoor trap, onmiddellik, sonder dat daar woorde gesê word, daai bewustheid van ek is maar baie klein. Ek was nie gehoorsaam nie. Ek het die koning, nie net my pa en die goeie herder nie, ja, maar ek het die koning van die heelal nie gehoorsaam gewees nie, nie gehoor nie. Vrees konfronteer, maar dit genees ook. En in daai selfde toneel sien ons waar Simba nader kom aan sy pa, en hy sit so langs sy pa, en die kameraman, as ek nou sê kameraman, dis mos maar geteken. Soos dit geteken is, sien jy hierdie groot leeu, en dan hierdie klein leeuetjie langs hom. En dan sê sy pa vir hom, jy was ongehoorsaam gewees. En dan sien jy hierdie klein leeuetjie wat sy stemmetjie so begin bewe,
as hierdie growwe leeuwstem met hom praat. Maar nie lank daarna nie, sien jy waar hierdie pa, hierdie groot leeu, hom ontferm oor hierdie klein leeuwtjie. Homself nie kan keer om uit hierdie vermaaning, uit hierdie konfrontasie, ook genesing te bied nie. Ons word genees wanneer ons God se vrees raak sien en leef. Wat dit ook doen is dit ontbloot. Vrees vir God ontbloot ons. Ou Simbaatjie was nou so braaf gewees tussen daai hyenas. Soos ons ook gereeld baie trots is en braaf is in hierdie wêreld. Ek kan hom goeie planne man. Ek kan hom goed bestuur. Ek is uitgesorteer. Maar toe hy daai voetspoortjie sit in sy pa se, toe besef hy is maar baie klein. Vrees vir die Here, wanneer ons dit leer ken, dan ontbloot dit ons. Waar is jou trots nou? En dit bring vir ons by daai punt wat Dawid ons so mooi help, dat hoogmoed en trots is daar nie in my nie, Here. Ek het niks meer nie. Ek het niks om oor te roem nie, niks in myself nie. Maar ek het rus gevind in U. Ons kan nie sê ons vrees die Here en ons is nie bereid om ons ribbekaste oop te sluit. Saam met Psalm 139 te sê, Here, deurgrond my, ondersoek my, skeer die trots uit, krap dit uit, wat nie vir U goed is nie, wat nie U eer nie, Here. Dit ontbloot, maar dit red. Want niemand van ons kan die verlossing van God ontvang met hande wat toe is, omdat ons maar self vashou in ons eie sekuriteite of selfs aan onsself en ons eie pogings nie. Maar hier is nou waar dinge regtig, kan ek maar die boek aanhaal, weird raak. Die paradoks, die ironie, hierdie vrees, hierdie warm vrees, hierdie intieme vrees, hierdie vrees wat jy nie het vir 'n boef nie, maar vir 'n pa wat baie goed is, maar ook baie groot is. Hierdie vrees laat jou veilig voel. Hierdie vrees kom gee vir jou sekuriteit. Toe Simbaatjie tussen daai hyenas was hy bang geweest. Maar toe sy pa op die toneel verskyn, toe is hy nie meer bang nie, maar toe is hy vrees vir sy pa. As die Here in ons harte leef, as ons hom raak sien, as ons vrees het vir God, dan is ons nie meer bang vir hierdie wêreld nie. Want daar is niets groter nie. Nie een van daai hyenas was groter as sy pa nie. Daar's geen meer koue angs nie, koue bangheid nie, maar slegs spasie vir warm vrees, intieme vrees. My pa is bitter gevaarlik, maar hy is verskriklik goed. Hierdie vrees, soos John dit probeer saamvat in sy boek, hierdie vrees maak anders as bangheid, wat maak dat ons weghardloop, maak hierdie vrees juis dat ons vlug na God toe, nie weg van hom af nie. Hierdie vrees vir God wat so goed is en so groot is, maak juis dat ons bang raak as ons nie by hom kan wees nie. Hierdie vrees word vir ons 'n skuiling, 'n sekuriteit. Dis soos daai kleintjies wat sê, weet jy hoe groot is my pa? My pa is baie sterk. Dis daai sekuriteit, daai vlug na jou pa toe. Hy sal sorg, hy sal voorsien. Net hy kan my nou help. My vra dat ons harte vir hom gee. Ek wil eindig en ek wil ons moet 'n bietjie dink oor hierdie, dalk so in die aand wat verbygaan, môre voordat ons weer voortgaan. So 'n paar gedagtes. Vrees van God, vrees vir God,
maak staat daarop dat jy erken wie hy is. God openbaar homself, maar daar kom 'n punt dat jy moet stil wees en weet hy is God. Bedaar en erken dat ek God is. En dikwels, ons sing mos daai teks so mooi, wees stil en weet ek is die Here. Dit klink mos asof jy so 'n babietjie in die slaap sis. Dis 'n pragtige liedjie. Maar moet nooit vergeet, sy opdrag, sy imperatief, bedaar, erken ek is God, by implikasie nie hy nie. Hoor julle? Vrees vir God maak staat dat ons by daai punt kom om te erken hy is God. En wanneer jy erken dat God God is, dan kan jy dit nie doen terwyl hierdie knieë staan nie. Hulle moet buig. Jy kan dit nie doen terwyl jou hande vol is van jouself nie. Want as jy in die teenwoordigheid van 'n God is, dan gaan hierdie hande oop. En daarin erken dat ek God is. Kyk na hierdie voetspore waar jou eie klein pootjie is. Erken wie ek is. Aanvaar sy vermaning. Vrees van God vra dat ons God se vermaning aanvaar. Wanneer God jou regwys. Wanneer God jou ontbloot. Nie aan die wêreld nie, maar aan jouself en aan hom. Hoekom? Om jou skaam te maak? Nee, om juis vir jou te wys hoe nodig jy hom het. Ons kan nie God vrees as ons nie bereid is om ons harte oop te maak nie. Om ons ribbes oop te sluit nie. En dan die laaste een, vrees vir God loop hand aan hand met liefde vir hom en sy liefde vir jou. God openbaar homself. Hoekom? Sodat jy hom kan ken, kan weet wie hy is. Dis hoekom hy homself aan jou openbaar. Dis hoekom hy kies om dit te doen. Dis hoekom hy die hardste praat met sy seun aan 'n kruis. Dis God se krag wat aan hierdie wêreld openbaar. Wanneer ons vanaand bietjie gaan dink oor vrees vir God en vrees ek God en wat is hierdie vrees? Onthou, dat vrees vir God is nie iets wat ons net oor kan praat. Dis nie iets wat ons net kan verduidelik nie. Dit is nie soos 'n kar wat ek wil koop en al die specs vir julle lees van die voertuig nie. Vrees vir God is iets wat ons in verhouding met God ontdek. En hoe dieper ons in hom groei, hoe meer neem dit toe. Hoe meer sien ons raak. Ons kan nie vir God ken as ons nie by die punt is om oor te gee om hom te vrees nie. Ek wil vra, kom ons sluit die oë, terwyl julle oë toe is, ek wil vir julle so 'n paar vrae vra, net om julle te lei, en dan gaan ons saam bid. Eerste vraag, terwyl julle oë toe is jy oop daarvoor en laat jy God toe om jou ongemaklik te maak in sy wil vir jou?
Wat het jy nodig om voor die Here neer te lê of om agter te laat, om oop te wees om die Here se vrees te ontdek, om vrees vir God in te neem? En so laaste vraag. Gedurende hierdie week waar ons gaan saamreis, is dit werklik jou behoefte om God op so 'n manier te leer ken, dat dit jou ongemaklik maak, jou konfronteer, en jou selfs kom verander. Here Jesus, hierdie tema van vrees vir God, vrees vir U. Here, ons hoor dit so gereeld, maar Here, dis vir ons so vreemd. Here, ons ken dit nie. Ons is gewoond aan die temas wat eintlik vir ons so mooi klink, Here. U goedheid vir my, U voorsienigheid vir my, U liefde vir my. En Here, dan is ons ook maar nou soos daai klein leeuetjie wat so gereeld in sy pa se groot voetspore trap. Soveel geleenthede wat oor ons pad kom, Here, waar ons werklik net kan besef hoe groot U is, Here. Werklik net kan besef dat ons moet ophou met hierdie bangheid vir die wêreld en raak sien wie U is en U beter leer ken. Maar Here, ons is so blind. Ons mis hierdie geleenthede kort. Vader, in hierdie reeks kom transformeer ons, kom werk in ons, Here. Here, kom sny af wat afgesny moet word en kom plant wat geplant moet word. Ons bid dit in U groot naam. Amen.